En dan gaan ons Saterdag kyk na die genesing van 'n ongelowige. Ons sien in die woord van die Here baie keer die genesingswondere van die Here, hoe dit gekoppel is aan die vergifnis van sondes en die redding van kosbare mense, en dat die Here net op sy woord geneem wil word, dat die Here wil hê ons moet hom glo en vertrou. En dan Sondag gaan ek met u praat soos die Here wil oor die genesing van 'n gebrokene. En ons gaan ook in Sondag, ons sal dit nou reël met die kommissie, dat ons in 'n stadium dan ook sal geleentheid gee as daar mense vir wie wat wil hê ons moet vir hulle bid en hande oplê. Dit is ons gebruik wanneer ons op die dienste doen, dat ons dit dan by Sondag sal doen. En Maandag, soos die Here wil, dan gaan ons met u praat oor die wederkoms van die Here Jesus. Jesus kom terug en die wonderlike beloftes daaromtrent en die feit dat ons dan van die vloek van die sonde van totaal en al vry en ontslae sal wees. So vriende, in hierdie boodskappe, waarom kan God en wil die Here ons genees? En waarom word ek siek? Dit is die vraag wat mense het. Wanneer word ek gesond? Wanneer kan ek gesond word? Wanneer kan ek dit verwag? En hoe maak die Here mens gesond? So ons gaan in hierdie paar boodskappe gaan ons 'n bietjie daarna kyk. So vriende, kom ons gaan, jy kan sommer dadelik die Bybels oopmaak en as jy dit nou oop het, ons lees uit Matteus hoofstuk 8, die baie bekende Matteus hoofstuk 8. En as jy die Bybels voor die oop het, gaan ek net 'n gebed doen en dan gaan ons dit lees en daarna gaan ons 'n lied saam sing. So jy kan blaai na Matteus hoofstuk 8. En dan kan ek die vraag kom ons buig ons hoofde, ons sluit ons oë en ons nader tot die troon van die Here, sy troon van genade. Wonderlike, dierbare Here, ons buig ons hoofde voor U vanmôre, want U alleen is God. Here, as ons dink aan dit wat U vir ons gedoen het, dit wat ons vandag herdenk. O Here Jesus, dat U U lewe afkom lê het vir ons. Dat U vir ons sonde gemaak is. Dat U ons krankhede op U geneem het. Dat U Here Jesus bekend was, man van smarte. En ag Here, dat U deur die lyding en deur die kruisdood, dat U daardeur gegaan het om triomfantlik op te staan en die lewe vir ons aan te bied. Here, ons wil U vanmôre aanbid. Ons wil vir U baie dankie sê dat U vir ons hierdie geleentheid gee om U woord oop te maak. U woord, Here, wat die waarheid is, wat U gesê het, alles sal verbygaan, maar U woord sal nooit verbygaan nie. U woord sal ook nie na U volledig terugkeer nie. En daarom dank ons U dierbare Here. Dankie dat U deur U Gees in ons midde is. Dankie dat U bewarende hand oor elke een van ons was. Mense wat nog vroeg en laat deur die nag hier aangekom het. Ons dank U vir hulle, Here, dat U hulle behoede bewaar het. En dalk, Here, is daar nog mense wat deur hierdie dag hiernatoe kom. Ons wil bid dat die hand van die Here oor hulle sal wees. En dat U ons hier by mekaar bring, Here, om met U te ontmoet. En dit is ons gebed en dit is ook ons verwagting, Here, dat U deur U Gees met ons sal kom ontmoet. En ag Here, dat wanneer ons hier vandaan weggaan weer, ons die lewe weer moet gaan face. Ag Here, dat ons sal weet dat die Here groot dinge aan ons gedoen. Seën ons vanmôre, seën elke prediker deur hierdie dag en deur hierdie naweek. Seën nou die lees en die prediking, die oordeenking van U woord. En Here, word U verheerlik, ons bid dit om Jesus ontwil met dank. Amen. Vriende, kom ons gaan eers saam lees uit die woord en daarna gaan ons 'n lied saam sing. Matteus hoofstuk 8. En toe hy van die berg afkom met groot menigtes hom gevolg, en daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê: Here, as U wil, kan
U my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. Jesus sê vir hom, pas op, dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskryf het tot 'n getuienis vir hulle. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag. En ek het soldate onder my en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan. En vir 'n ander een kom en hy kom en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom, van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Toe sê Jesus vir die hoof aan die 100, gaan en laat dit in jou wees soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat. En sy het opgestaan en hulle gedien. En toe dit aand geword het hulle baie na hom gebring wat van duiwels besete was. En hy die geeste met 'n woord uitgedryf en almal wat ongesteld was het hy gesond gemaak. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siekes gedra. Vriende, ons gaan net tot daar lees, mag die Here sy woord ons harte seën en mag die Here dit gebruik en heilig vir die broers en lede, waartoe die Here dit ook vanmôre aan ons wil deel. Kom ons sing, heerlik hartlik staan saam, die lied soos daar op die skerm verskyn. Amen.
van die halleluja lied sal afsien. Altyd hierdie liedere sal sing. Dit spreek tot jou hart. Dit is gebore uit mense se harte wat die Here gesoek het en gevind het. 'n Lewing beleef en ervaar het. Is liedere gebore. Mag die Here ons help. Altyd ons halleluja liedere sal sing. Liewe vriende, ek wil met u praat by hierdie geleentheid vanmôre oor die genesing van siekes. Die woord noem dit hierso toe hulle almal wat ongesteld is na die Here Jesus toe gebring het. Ongesteld is die genesing van 'n ongestelde. Dit is 'n algemene woord vir mense wat siek is, mense wat seer het, mense wat pyn verduur het en wat fisiek siek is en ook sommer net ongesteld is. En ek dank die Here altyd as ek Jesaja 53 lees wat vir ons sê dat die Here ook ons smarte gedra, ons innerlike gevoelens, ons ervarings wat ons soms belewe. En vriende, dit wat 'n mens wat met jou in jou gemoed en in jou liggaam kan ondervind, wat jy weet, ek voel nie lekker nie, ek is nie lekker nie, ek is net sommer ongestel en ek is siek. In ons geleesde gedeelte, liewe vriende, en natuurlik daarby saam baie ander gedeeltes, aanvullende gedeeltes soos in Markus 1 lees ek ook van hierdie verhale. En Lukas hoofstuk 4, 5 en 7, dan kry ons te doen met mense wat werklik fisies siek was. En ons weet dat dit het hulle gemoed en hulle gevoel geaffekteer. Want dit is wat siekte doen, dit raak jou emosie, dit steel jou lewensvreugde, dit raak jou menswees, dit raak jou ambisie, dit bring neerslagtigheid. 'n siekte, die vloek van die sondeval, liewe vriende, het 'n geweldige hou op die mensdom geslaan. Dit het verlorenheid gebring, dit het hartseer gebring, dit het dood gebring, dit het ellende gebring, dit het siekte gebring, dit het stryd en worsteling gebring. So vriende, wanneer ons dink aan siekte en uit die woord uit praat oor siekte, dan moet ons weet in die eerste plek dat ons weet dit kom van die ou sielevyand af. Dit kom van Satan af, van die duiwel af. Hy is die bron daarvan. Hy het sonde en siekte die wêreld ingebring. Hy het sonde die wêreld ingebring en die vrug daarvan is die feit dat daar soveel ellende en hartseer en droefheid en siekte is en dat daar verlorenheid is, soos ons gesê het. En ek leef nou op hierdie oomblik onder die vloek van die sondeval. En daarom tref siekte en smarte al wat leef en beef. Vriende, daar's nie een van ons wat sê dit raak ons nie. Daar is mense wat vinnig siek word, daar's mense wat nie altyd so vinnig siek word nie, maar een of ander tyd dan haal dit ons in. Want ons is ook maar net mense, ons is uit stof gemaak, ons is broos en vriende, siekte het 'n invloed op ons. En ons sal nog so 'n bietjie later daaroor praat, maar daar mag redes wees waarom ons siek is. En ons weet dat God wat in totale beheer van ons lewens is en van alles is, het baie keer 'n doel en ons verstaan dit nie altyd waarom dit met ons gebeur nie en hoekom dit met ons gebeur nie. Maar vriende, daar mag redes en doel wees. En ons weet uit die woord van die Here dat, en ek sal nou maandagoggend 'n bietjie meer daaroor met u praat, dat daar gaan 'n dag aanbreek by die opstanding van kinders van die Here Jesus Christus, wat op in hierdie lewe by die kruis uitgekom het, Jesus ontmoet het as verlosser en as saligmaker, die sekerheid en die vrede en die vreugde ervaar het dat ek kind van die Here is, sal daar 'n oomblik aanbreek. Vriende, dit is deur God in sy woord opgeteken. Dit is beloof, ons het daardie anker, ons het daardie sekerheid. Daar gaan 'n dag wees waar ons totaal verlos en vry gaan wees van die gevolge van
die sondeval. Maar nou vriende, terwyl ek en jy lewe, al word ons ouer, en by hierdie eerste diens weet ek, baie van julle het vanmôre opgestaan en daar was, die op bene van die nie so lekker beweeg nie, die arms ook nie, jy moet eers sekere oefeninge begin doen, net om die dinge aan die gang te kry. Ons word ouer, en daar's 'n normale agteruitgang van 'n mens, van ons lewens, en daarom, my vrou verstaan nie altyd, maar ek hoor nie altyd wat sy sê nie. En soos een oor van my gesê, hierdie oor is my vrou se, en hy hoor glad nie. Maar liewe vriende, dit is die feit waarin ons lewe, en God se woord is duidelik dat ons, ten spyte van die wonderlike belofte, die feit wat ons het, en die hoop wat ons het in die Here Jesus, dat daar 'n dag sal wees, 'n oomblik sal aanbreek, waar ons in ewigheid nooit weer siek sal word nie, en nooit weer moed en dood en trane en die tipe goed sal ervaar nie, kan ons die Here in hierdie lewe vertrou vir fisiese krankhede, dat die Here my gesond kan maak. Ek weet, liewe vriende, soos ek hier staan, soos u hier sit, daar's baie getuies oor dit. Mense wat die getuienis het van ek het die Here gesoek, ek het die Here gevra, daar is my gebid, en die Here het my aangeraak en gesond gemaak. Partymal gebeur dit nou nie. Maar liewe vriende, ons weet eendag, ons weet dit. Ek en u kan die Here vertrou. Dit is waaroor ek vanmôre so 'n bietjie met u wil praat. Ons kan met daardie sekerheid lewe. In Matteus hoofstuk 8 vind ons die voorbeelde van mense wat werklik siek was. En die Here het hulle genees. En vriende, wanneer ons nou na dit kyk, dan moet ek vir u sê, ek sien baie duidelik uit hierdie gedeelte, en in ander aanvullende gedeeltes, die hart van God. Die hart van die Here Jesus, wat sy lewe vir ons afgelê het, en hy wil, en dit is wat ons sien uit dit, die Here wil gesond maak. Ons vind dit baie duidelik. Ons sien die hart van die Here om gesond te wil maak. Ons sien dit hier soos in hierdie eerste geval, die genesing van hierdie melaatse man. Hier 1 vers, Matteus 8 vers 1 tot 4, 'n man in geweldige nood. Maar wat lees ons van hom? Hierdie man in sy nood, dat 'n melaatse man gekom, en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. As u wil. Hierdie man sien ek dink dat as 'n mens daarby, by daai toneel kon staan, dan kon jy hierdie man se nood hoor, jy kon dit raak sien. Jy sou dit kon beleef en ervaar. Hier kom 'n melaatse man. 'n Man wat uiters ellendig siek is, wat geweet het, ek hoort eintlik nie hier nie. Daar was hy aan die beginstadium. Hy hoort nie eens tussen mense in daardie tyd nie. Hy's uitgeworp en hy mag nie in die tempel kom nie. Hy's afgesny van sy mense, van sy gesin. En hy kom val voor die een wat hom alleen kan gesond maak. Here, as u wil. Ek dink as ons by daai man sou kon staan, dan sal jy iets lees of iets sien van 'n hulpeloosheid. Want vriende, hierdie man se siekte was ernstig. Dit was in daai dae nie sommer net 'n siektetjie nie. Dit was 'n ernstige ding. Die doodsvonnis was oor hierdie man uitgespreek eintlik. En al toevlug wat hy het. Here, as u wil, kan u my reinig. En dan hoor hy hierdie woorde. Ek wil word gereinig. En dit beteken dat hy gesond gemaak het, want hulle moes hulle laat bewys het dat hulle rein is, dat hulle skoon is met tempel, en dit is hoekom die Here ook sê, gaan vertoon jou getuienis dat jy skoon is. Die Here het hom gesond gemaak en die Here het hom gereinig. En ek dink, vriende, dat die antwoord van die Here Jesus kon hom dalk geskok het, in 'n sekere sin. As u wil,
ek dink hierdie man was al baie die persone wat raad kon gee en hulp kon gee. En hier kom hy met 'n geweldige ernstige siekte. En niemand kon hom tot dusver help nie, niemand nie. Sê Here, as U wil. En hy val voor iemand neer met 'n gewillige hart. Iemand wat sommer dadelik sê, ek wil. Nie iemand wat vir hom sê, wel ek wonder, ek sal dit oorweeg, of kom oor 2 dae terug, dat ek net eers gaan dink oor wat jy gesê het nie. Onmiddellik, ek wil 'n hart wat gewillig is. En vriende, wat vir my wonderlik is, as ons na hierdie opset kyk, hierdie toneel kyk, hy val in nederigheid en in erkentlikheid neer. Dis asof hierdie man sy hele wese voor God, voor Jesus Christus uitstort en sê, ag Here, net U kan. En hy val voor iemand neer wat waarlik kan help. Wat die vermoë het om te kan help. Wat die vermoë het. En die resultaat is, hy is gesond. Dadelik is hy van sy malaatsheid gereinig. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Wat wil God se woord vanmôre vir u sê? Jy moet nie moedeloos word nie. Ek weet dat siekte is 'n stryd. Ek weet ons word nie dadelik gesond soms nie. Dat daar is 'n tydperk kan verloop. Ons sien dit in die woord ook, talle voorbeelde van hoe dat die Here Jesus mense gesond maak en op die pad kom hulle eers agter, maar hoor ons is gesond. Soms voel dit vir ons as mense asof dit die einde van die wêreld is. Asof die doodsvonnis oor my uitgespreek is. Die krankheid hang soos 'n las oor my. Die siekte is swaar om te dra. Maar God wil vir ons sê, daar's iemand voor wie jy en ek kan gaan buig, iemand wat wil help. Vriende, genesing behels die feit, goddelike genesing, die feit dat die Here dadelik gesond kan maak. Dat die Here middele kan gebruik. Ons weet uit die woord uit, en ek sal met u daaroor ook praat, God is nie gekant deur geneesheer nie, maar Jesus is altyd die geneesheer. En u en ek hoef nie moed te verloor nie, dink maar net aan wat Jesus vertel in Lukas hoofstuk 8, die verhaal wat hy vertel, die illustrasie wat hy gebruik, van 'n vrou wat aanhou by 'n onregverdige regter, om in haar goed te doen, en vir 'n tyd wou hy dit nie doen nie. Maar sy hou aan en sy hou aan. En die Here Jesus begin in Lukas 18 daardie verhaal om te sê, dat ons moet gedurig bid en nie moedeloos word nie. En dan sluit hy daardie verhaal af met die woorde, maar sal die Seun van die mens die geloof vind, op aarde vind, as hy terugkom. Dit bly altyd vir ons die vraag, sal hy die geloof vind, dat ek en jy na hom toe gaan en sê, Here, hier is ek, hier is my siekte, my krankheid, ek kom na u toe. Vriende, ons weet een ding, en dit is dat die Here wil gesond maak. Dis sy hart. Ek sê weer, daar mag kere wees, vriende, wat die Here my toelaat om na 'n dokter te gaan. Maar ek sê altyd, soek die Here eerste. Moenie die fout maak wat Asaf gemaak het, om eers die geneesheer te geraadpleeg nie. Maar gaan na die Here toe, want Jesus is altyd die geneesheer. Lees byvoorbeeld in 2 Kronieke 16 vers 20 van Asa. Hy sê, die Bybel sê daar in die 39ste jaar van sy regering, Asa gelei aan sy voete, en die Bybel sê sy siekte was baie ernstig. En dan lees ons hierdie woord, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie. Wat 'n fout! Om in jou siekte die Here nie te raadpleeg nie, maar die geneesheer. En Asa het ontslaap met sy vaders gesterf in die 41ste jaar
van sy regering. Vriende, dit was nie dat hy, omdat hy by die geneesheer was, dit is omdat hy nie eers by die Here was nie. As hy net eers aan die Here toe gegaan het. En weet jy wat vir my wonderlik altyd is, en ek wil dit net sê, en dit onderbreek eintlik die trant van my boodskap is dat die Here gebruik soms snaakse middele. As jy kyk na die genees, die manier hoe dat die Here genees kan maak, soms het die Here spieg gebruik in modder. En in Hizkia se geval, 'n vye koek. So wat wil die Here vir ons sê? Ons kan die Here vertrou vir die regte medikasie en leiding wat betref dat die Gees van die Here ons sal lei na 'n regte geneesheer toe. Maar Jesus bly altyd die geneesheer van die krankes. Maar kom ons gaan so 'n bietjie verder, vriende. Want die volgende verhaal wat ons hier lees, of gebeurtenis, insident wat ons hiervan lees, gee ons 'n bietjie verder lig op die onderwerp. In die volgende geval vind ons 'n lamknegt wat gesond word, maar daar's iemand wat vir hom bid. Daar's iemand wat vir hom intree. Daar is iemand wat waarlik glo en vertrou in die vermoë, in die autoriteit, in die gesag van die Here Jesus. Daar's iemand wat vir hierdie man intree met 'n versekerde geloof dat Jesus kan my knegt gesond maak. Want ons lees daar dat hy sê vir die Here, Here, spreek net 'n woord. Ek is ook 'n man van gesag. Ek sê vir hierdie een gaan en hy gaan, en ek sê vir hierdie een doen dit en hy doen dit. Ek is ook 'n man van gesag. En hy erken die autoriteit van die Here Jesus oor krankhede, oor siektes, om gesond te maak, om te genees, selfs as die Here net 'n woord spreek. Om iemand wat ver is, wat nie nou hier is nie, gesond te maak, dan weet hierdie man, die Here Jesus kan dit doen. En hierdie hoofman is 'n nederige man. Sê vir die Here, Here, ek is nie werd om onder die dak in te kom nie. Ek is nie werd om onder die dak in te kom nie. Hy's 'n nederige man. Maar hy's 'n gelowige man. En hy stel sy vertroue in die vermoë en autoriteit van die Here Jesus. En vir ons kan jy die gedeelte kyk, dan sien ek die Here Jesus ag hierdie man se handeling geweldig hoog. En sy geloof hoog. Want ons lees in vers 10, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Daardie 4 vriende wat hulle lam vriend voor die voete van die Here Jesus gaan neersit het, die dag deur gebreek het. Toe die Here hulle geloof sien, sê die Here vir daardie lam man, staan op, en daardie man is gesond. Waarmee het ons hier te doen, vriende? Ons het te doen met mense, met iemand wat die vermoë van God ken. Wat vertroue geloof het in die gesag van die Here. Iemand wat weet dat God kan, God wil. Maar ons het te doen met iemand wat bereid is om in te tree. Om te bid vir ander. En ek wil nie graag vanmôre herinner aan Jakobus 5 vers 16 wat sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dit is gisterand aangehaal waar Jesus by sy eie mense gekom het. En hulle begin vra, maar is hy nie die seun van Maria nie, die seun van 'n timmerman nie? En weet jy, as jy na daai verhaal gaan kyk, dan sien jy na daai gebeurtenis gaan kyk, dat die Here kon daar geen kragtige dade doen nie, en hy gaan hulle verby, na ander stede toe, en daar tussen sy eie mense, kon hy, wat die vermoë het om gesond te maak,
en te genees en mense oombliklik aan te raak. Doen hy dit nie? Dis asof die Here dit nie dan kan doen nie. Want hierdie mense het ongeloof in die vermoë. Hulle neem aanstoot van die Here Jesus. Wat wil ek vanmôre vir julle sê? Ons moet vir mekaar bid. Ek het dit al gesê en ek het dit waag om dit vanmôre weer te sê. Ons kom in gemeentes, daar's 'n lang lyste van bid vir hierdie tannie, bid vir hierdie oom, bid vir hierdie, bid vir dit, bid vir hulle almal. En daai lyste bly vir jare dieselfde. Weet jy wat het gebeur in Handelinge 12 vers 5? Petrus is in die tronk. Hy sou die volgende dag deur Herodes doodgemaak word. Hy sou onthoof geword het. Maar daar het 'n aanhoudende gebed van die gemeente tot God vir Petrus opgegaan. En ek sê dit vanmôre vriende, ek dink ons as kinders van die Here, ons as gemeentes, ons kom nie meer by mekaar om in te tree vir daai oom, daai tannie, daai seun, daai dogter wat uiters siek is nie. Ons bid nie meer vir hulle nie. En dit lyk vir my die woord van die Here dat as ons nie bid nie, het ons nie. God werk in antwoord op gebed. En ons wil hê die Here moet gesond maak en ons wil hê die Here moet ons aanraak, maar vriende, die vermoë van die Here, die krag van die Here en die feit dat hy wil, word ook gedemonstreer in die feit dat sy kinders, sy gemeente hom glo, hom vertrou en hom vashou daarvoor. Ek gebruik altyd die woord dat ons moet deurbid. Dat ons moet tyd maak om vir iemand by mekaar te kom en te bid vir daai persoon. Vriende, dan kry ons die volgende toeligting uit die gedeelte waar Jesus mense wat siek is genees het. En die is die genesing van Petrus se skoonmoeder. Vers 14, Matteus 8, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak en die koorstad verlaat en sy het opgestaan en hulle bedien. Hier is 'n dienares. Sy is nie in staat om te dien nie. Sy is siek aan die koors. Jesus sien haar en hy gaan dadelik. Hy raak haar aan en hy rig haar op. En weer eens, die hart van die Meester, die hart van die Here Jesus, sy gewilligheid. Niemand het nodig om aan te spoor en te smeek hier nie. Niemand het nodig om te sê, ag Here, sal jy dit tog nie maar wil doen nie. Hy gaan dadelik. En vir die saak wat ons moet verstaan, dat uit hierdie 3 gevalle en die verklaring van Matteus 8 vers 16 wat sê, hulle het vele mense na hom gebring en dat almal wat hom gestel was, het hy gesond gemaak. Is dit wat ons moet verstaan, dat Jesus kan en Jesus wil. Van enige siekte, van koors tot 'n ernstige siekte. Soms vind genesing dadelik plaas, deur 'n woord, deur 'n aanraking. Soos ek nou gesê het, soms na tyd. Soms eers wanneer die Here sy pad deur ons, met ons geloop het, want u moet onthou en u moet dit besef. Goddelike genesing is die sterkste heiligmakingsboodskap wat daar seker is. Wanneer God met 'n mens werk en jou op 'n siekbed kry, mag dit wees dat die Here 'n besondere heiligmakingsdoel met jou het. Ek sal met u daaroor praat. Dat God 'n pad met 'n mens loop, dat hy 'n doel wil bereik. En ja, dan is dit so. Soms vind genesing in hierdie lewe plaas nie, maar eers na die opstanding. Maar die feit is, Jesus is die geneesheer. En waarom kan ons dit sê? Oor dit wat ons vandag herdenk. Dit wat gisterand al aan ons verkondig is en wat in hierdie dae aan ons verkondig word. Die versoening,
Die kruiswerk van die Here Jesus. My vriend, dis die basis. Dis die grondslag, dis die goddelike genesing, is omdat daar iemand is wat daarvoor sy lewe afgelê het. Dis gegrond in die hart van die versoening. Hy wil, wat hy dit bewerk. En dit is wat ons hier lees. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwels besete was. Hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. En dan kry jy die verklaring, die rede, die basis wat Jesus self aanhaal, sodat vervul sou word, wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siekes gedra. En wat het die profeet gesê? Wel, Jesaja 53 vers 3 sê, ons het gisterand gehoor, hy was verag, en deur die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaaste berg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nou lees jy dit, en dan kry jy die volgende woord wat sê, nogtans. Is my altyd so besonder, dat hier is iemand wat verag is, en verag word, wat misvorm is, wat ly, wat verbrysel word, maar nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, dit het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk is. En dan ken ons ook vers 5, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En liewe vriende, wanneer jy deur die Ou Testament gaan, deur Levitikus gaan, deur wonderlike dele van die Bybel gaan, dan kom jy net agter dat daar het genesing plaasgevind deur die bloed van die Lam. Wanneer hulle na God toe gekom het, daar genesing gekom deur Jesus Christus. En dit is wat ons vandag herdenk. Die feit dat Jesus as die Lam van God aan die kruis kom sterf het die weg geopen vir die genade van God na die mensdom toe. Die genade dat 'n mens gered kan word. Die genade dat 'n mens gesond kan word. Die feit van die sondeval, wat sonde en siekte en krankhede en alles, al die ellende gebring het 'n verlosser genoodsaak. En God het daardie verlosser beloof, en daardie verlosser voorsien. En aan die kruis het God kom handel met die gevolge en die invloed en die slag van die sondeval. Daarom kan ons vanmôre sê, vriende, ons kan na iemand toe gaan wat wil, want hy daarvoor gesterf het. Ek gaan 'n laaste ding noem waarom ons kan sê, uit die Bybel kan verstaan dat ek en jy kan na die Here toe gaan met ons krankhede. Hy het sy bloed gegee. Hy het sy lewe gegee. Sy liggaam het een wond geword. Maar vriende, die feit dat hy wil, die feit dat hy kan, die feit dat hy die vermoë het, die feit dat die Here Jesus, dat God, die aard, die karakter het, die autoriteit het, is vir ons gegee in die naam van die Here. En ek weet as ek dit vanmôre sê, dit is by U glad nie onbekend. Maar ons moet die naam van die Here hoog ag, want daar's geen ander naam soos die naam van die Here Jesus nie. Hy is God. En ons moet dit weet. Hy is hoog en hy is verhewe. Die Bybel sê in Jesaja dat hy woon in die ewigheid. Sy naam is heilig. Maar hy kom woon ook by die verbryselde
van hart en by die nederige van gees. Hy kom woon ook by ons en hy het ons sy naam gegee. Ons vind dit al in Eksodus 15 vers 26, waar die Here vir daardie volk sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, luister na sy gebooie en al sy insigtinge hou, dan sal geen een van die siektes op jou lê op Egipte land gelê nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Dis voorwaardes, duidelike voorwaardes. Daar's 'n pad wat die Here met ons loop. Daar's 'n pad wat hy soms lank met ons moet loop. Dat ek en jy by die voorwaardes van God se woord sal uitkom. By wat die Here wil hê oor ons lewens, want onthou vriende, die heiliging van ons siele en die redding van siele is vir die Here belangrik. Dis waarvoor hy in die eerste plek gesterf het. Dis duidelike voorwaardes. Maar die Here gee sy naam, en jy ken daardie naam, Jehovah Rafa, een van die verbondsname van die Here. En ons weet dat die verbondsname van die Here, die Jehovah titels wys op die Here Jesus Christus. Dit openbaar die aard en die karakter van God. So het mense hom leer ken, so het sy volk hom leer ken, so kan ons hom ken. Dit is die Here wat hierdie dinge doen, dis die Here wat hier voorsien, dis die Here wat my herder is, al die verbondsname. En so het God hom kom openbaar, as die een wat, ek is die Here, wat jou gesond maak. Die ou mense het altyd gesê, jy kan alles verloor, maar jy moet nooit jou naam verloor nie. Daar's waarde in 'n naam. Daar's waarde, daar's gesag, daar's krag, daar's autoriteit in die naam van die Here Jesus. 'n Naam is verkiesliker, sê Spreuke, as groot rykdom. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskik. En dan, liewe vriende, daar's een teksvers wat vir my so wonderlik is. En doen jouself die guns. Ons het gisterand gehoor dat die boek Jesaja is eintlik 'n klein Bybel op homself. Lees die boek Jesaja. Van voor tot agter. En jy gaan sien hoe op tyd die profeet Jesaja is met vandag se gebeure. En alles wat daar gebeur. Maar daar's 'n vers wat vir my so wonderlik is en ek lees dit vir u vra. Jesaja 50 vers 10. Hoor net hierdie woorde. Wie is daar onder julle wat die Here vrees? Wat na die stem van sy knegt luister? Wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie. Is mos hoe ons soms voel in hierdie tyd, in hierdie lewe. En veral wanneer jy krank is. Ek is in duister, ek sien geen ligstraal nie. Nou gaan daardie teks verder en sê, laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Is dit nie wonderlik nie? As jy nie die lig sien nie, as jy nie die plan van God nou sien nie, as jy nie die wil en die weë van God nou kan verstaan en wonder oor dit en onseker is oor dit en jy is nog besig om daarna te soek nie, wil die Here vir jou sê vanmôre, laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Nou daardie naam is nie net so in die Ou Testament gegee nie. Dis oorgedra na die Nuwe Testament toe. En in Handelinge 3 lees ons van 'n krepelgebore man. En Petrus en Johannes gaan op die 9de uur na die tempel, die tyd om te gaan bid. En daar sit 'n man wat gedra is deur sy mense. Hy daar by die skone poort neergesit, hy lam en kan nie loop nie. Ons weet wat gebeur. Vra vir Petrus en Johannes 'n almoes. En
Hulle sê ons het nie. Maar wat ons het, die naam van Here Jesus staan op in loop. En daardie man hardloop die tempel in. En die mense is verwonde. En hulle wonder, wat is in die gang? En hulle kom agter, maar dit is hierdie man wat sommer net, ons het nou by hom verby geloop. Hy het nou daar gesit, hier loop hy, hoe is dit moontlik? En daar is eintlik 'n verwondering, verbasing en opskudding oor dit. En dan sê Petrus van Handelinge 3 vers 16, hy sê, en deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. Het sy naam hierdie man sterk gemaak. En hy sê vir hom, en hy sê vir hulle, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee en die teenwoordigheid van julle almal. So wat Petrus hier vir hulle sê, is anker julle geloof en vertroue in die Here, in sy naam, in die naam van Here Jesus. Vlug na hom, gaan na hom. Al verstaan jy nie alles waarom hoekom nie, maar gaan net na hom toe. Dit is die woord wat die Here vanmôre vir ons wil sê. En weet jy vriende, wat ek al agtergekom het, is dat wanneer 'n mens nie reg verstaan wat die Here nou wil en hoekom nou nie, dan begin jy te bid. Dan soek jy die Here se aangesig. En dan begin die lig in jou hart skyn, as jy die lig nie sien nie, en ek wandel in die duisternis, en ek vertrou in die naam wat vir my gegee is, en ek soek die Here, en daar's nie tyd aan gekoppel nie, maar ek soek met erns na die Here, dan begin die lig deurbreek, en dan begin iets van 'n verstaan kom, en dan begin iets van 'n vrede kom, en 'n blydskap kom, en 'n aanvaarding kom, dan weet ek, my lewe is in die hand van die Here. In Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En soms moet jy lank bid om agter te kom, wil die Here my gesond maak. Ons weet die Here wil gesond maak, maar wat is die plan van die Here met my? En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al van hom vra, ons die gebeures verkry wat ons van hom gevra het. Vriende, mag die Here ons die genade gee om te vertrou. Om te glo. Om as stofwurms ons voor die Here te gaan buig. Nederig. In erkenning. As ware vir hom neer te val, dis die Here as hy wil. Of soos die hoofman oor 100 gesê, die Here, spreek net 'n woord. Ek bid vir iemand. Ek tree vir daai persoon. Ek bid vir daai. Daar kom tye wat ek nie kan bid nie. Wat ons nodig het dat ander vir ons moet bid. Dan moet daar 'n ander wees wat vir ons kan bid. Ek onthou oorlede ook Dominee Albert Woest. Toe ek jare terug in Heidelberg was, het vir my gesê, Heer, toe hy sy hartomleiding gekry het, ek kon nie vir myself bid nie. Was nie in staat om te bid nie. Maar ek het geweet, iemand bid vir my. Dis daai goed wat ons deurdra. Want ons gaan almal saam, die sieke, die gemeente, die kinders van die Here, na iemand die wat kan, iemand wat wil, iemand wat gesterf het daarvoor. Amen. Ons buig ons. Onmiddellik en dierbare Here, U alleen is God. U het dit laat opteken in die woord dat ons kan maar net stil wees en weet dat U God is. Ons leef in moeilike tye, Here. Ons leef in tye waar die duiwel, die ou sielevyand met groot woede na die kinders van die Here toe kom. En ons weet, Here, dat hy wil sy laaste houe inkry voor Jesus gaan terugkom. En dit raak ons almal. Maar dankie dat ons weet dat daar is 'n oorwinnaar.
Daar is iemand in wie ons meer as 'n oorwinnaar kan wees. Dat ons na U toe kan kom, omdat U hart 'n gewillige hart is, omdat U lewe afgelê het, en omdat U waarlik die autoriteit het, om te doen, Here, ver boven wat ons bid of dink. En miskien, Here, is hier iemand wat siek is, miskien weet ons van iemand wat ernstig siek is. Ag, Here, gee ons die genade om na U te roep, U te soek, U nie te los, totdat U geseën het nie. Ons eer U, Here, vir die versekering wat ons het, dat U dit kan, en U dit wil, in Jesus naam. Amen.